Jy weet, dis genade dat ons hier is, ons kon op baie plekke gewees het. My dogtertjie vra my nou terwyl ons ry in die kar, Daddy, wat dink jy doen die meeste mense nou? Want jy sien alwaar hulle gewoontes is kerk. So lank as wat ek kan onthou, was ek in 'n middernagdiens. So lank as wat ek kan onthou, vandat ek 'n klein seentjie was. Vanaand is dit my 14de keer in 'n ry in ons mooi gemeente. En ek het 'n besonderse woord vir die kerk. Is jy reg om te hoor wat die Here te sê het oor die nuwe jaar? Blaai saam met my as jy Bybel gebring het. Andersins jy wat bederf is, ons gooi dit vir op die bord. 1 Korintiërs 2 asseblief. Hier is 'n besonderse gedeelte in die woord van die Here. 1 Korintiërs 2 vanaf die eerste vers. Dit is die apostel Paulus wat hier met een van sy gemeentes Korintiërs praat en hy sê, en toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met voortreffelikheid van woorde of van wysheid nie. Want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewering. My prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag, sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. En tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers wat vergaan nie, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer. Ook hier is mooi. Sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge. Self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. Die Engels sê, we have the mind of Christ. Ek wil aankondig en glo dat dit is wat die Here vir my gesê het en gewys het vir die nuwe jaar. 2016, glo ek, gaan 'n jaar van die bonatuurlike wees. En ek wil oor jou losmaak vanaand dat die bonatuurlike jou deel gaan wees, na gees, siel
en liggaam. Jy sit daai tema so laag, dat jy hom amper nie kan sien nie. Sê saam met my 2016, 'n jaar van die bonatuurlike. Help my preek, sê vir jou lank sal jou mag die bonatuurlike begin realiseer in jou lewe. Kom aan, profeteer dit. Ek het baie tyd met die Here spandeer en ek het vir ons mense so gebid. My gebed is dat 2016 een van jou beter jare sal wees. Ons is nog hier en die Here het 'n plan met ons almal. Sê vir jou langs aan jou dankie dat jy nog hier is. Kom, sê net vir iemand. Die rede hoekom jy nog hier is omdat God 'n plan met jou lewe het. Nou hierdie is vir my 'n besonderse gedeelte. Kan ek dit net vinnig opsom, ons geleesde gedeelte? As 'n paar goed wat vir my uitstaan. Een van die magtigste apostels wat ooit geleef het, die apostel Paulus. Net so vir die interessantheid, dit word beweer, hy het maar 62 jaar oud geword. Hy het 'n baie moeilike pad gestap, 'n geweldige pad van lyding en stryd. Maar hy begin deur om te sê, hy sê vir die gemeente, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. En ek glo, luister, hier is 'n profetiese woord. Hierdie hele boodskap is profeties vir die nuwe jaar. Luister baie mooi. Ek glo daar gaan al hoe meer klem gelê word op Jesus, soos nog nooit van tevore. Luister baie mooi. In die nuwe jaar gaan jy sien hoe dat daar al hoe meer gefokus gaan word wanneer dit kom by prediking op Jesus en die kruis. En ek hoor die Heilige Gees sê vir my kerk, dat daar is geen gelukkige nuwe jaar sonder Jesus nie. Mense is so vinnig om te sê Happy New Year en jy bedoel goed, but there's no Happy New Year without Jesus. En ek wil vanaand vir ons as gemeente sê, ons kies vanaand, sê saam met my, ek kies vanaand, om klem te lê op Jesus en op die kruis soos nog nooit van tevore. En ons wil vanaand sê, in hierdie gemeente, luister mooi, lig ons Jesus op en ons kies om hom op te lig soos nog nooit. En wanneer Jesus opgelig word, kerk, luister, dan gaan die Heilige Gees noodwendig werk en manifesteer en dis wat ons wil sien. Ons glo dat ons 'n seisoen ingaan van die bonatuurlike. Ons glo dat die Here in hierdie laaste van dae die kerk wil besoek met sy bonatuurlike krag soos nog nooit van tevore. Maar hierdie tref my, die Here praat met my toe hy sê, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus en hom as die gekruisigde. Wanneer predikers weer gaan begin preek oor Jesus en oor die kruis, luister, dan gaan ons 'n bonatuurlike beweging sien soos nog nooit van tevore. Ek glo, die Here sê vir my om vir die kerk te sê, in 2016, deel van die bonatuurlike, gaan daar 'n sieleoes inkom, bonatuurlik soos nog nooit van tevore. Ek glo dit met my hele hart, daar gaan 'n sieleoes inkom soos nog nooit nie, wêreldwyd. So kom ons kies vanaand om Jesus op te lig soos nog nooit van tevore. Luister, sonder die kruis was ons almal verlore. So ek glo ook dat daar liedere geskryf gaan word soos nog nooit ook oor die kruis. Hy noem 'n paar goed wat vir my baie merkwaardig en noemenswaardig is. Hy sê my prediking was ook nie in oorredende woorde van menslike wysheid. Hy sê dit maar, dit was in die betoning van gees en krag. Hy sê sodat julle geloof nie in wysheid van mense sou bestaan nie, maar in die krag van God. In hierdie gemeente, in hierdie bediening, is die kombinasie van woord en Heilige Gees bediening baie prominent.
Ek glo dat in hierdie seisoen wat voorlê, en as ek profeteer vanaand, dan is dit nie net vir ons as gemeente nie, but as a voice to the church, ek profeteer oor die kerk van die Here vanaand. Ons gaan 'n tyd binne waar die Here die woord en gees kombinasie gaan herstel soos nog nooit van tevore. En ek bid dat daar 'n honger in ons mense sal kom nou vir die Bybel en vir die Heilige Gees. Paulus sê, ek het nie net mooi goedjies kom sê vir julle nie, maar ek het kom demonstreer. En ek besef, dis wat die wêreld nodig het, soos nog nooit van tevore. 'n Kragdemonstrasie, kan nie amen sê. En ek glo dat die Here deur jou in hierdie volgende seisoen en volgende jaar sy krag wil bekend maak. Aan al jou familie, kom nou, aan al jou maats by die skool, daar waar jy beweeg, daar waar jy werk. Ek glo dat die Here jou strategies daar gesit het, sodat jy sy naam kan oplig en sodat jy sy krag kan begin demonstreer. Hoekom? Sodat siele by Jesus kan uitkom. Ek som net hierdie geleesde gedeelte vinnig op. Hy sê, soos geskrywe is, lees dit saam met my, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Die Here praat met my. Ek weet dat die meeste van ons mense quoteer hierdie skrif slegs op toepassing van die hemel. En ek glo ook aan die hemel. En ek glo ook dat hierdie skrif kan verwys na die hemel, want uit die aard van die saak is daar goed wat ons nog nooit gesien het, wat in die hemel gaan wees, en nog nooit gehoor, en nog nooit in ons gedagte eers opgekom het, en dis hierdie selfde man wat geskryf het en sê, die Here het hom begenadig, hy was in die 3de hemel, en hy het daar goed gesien, en hy het daar goed gehoor, en hy het daar goed beleef. Hy sê, hy kan dit nie eens noem nie, hy kan dit nie eens in 'n taal verduidelik nie. So dis heeltemal. Maar ek wil dit verder vat, ek wil dit na 'n volgende vlak toe vat, want dis wat ek hoor die Here sê. As ons glo dat vir ons as gemeente, en vir hierdie bediening, en ek glo dit vir my en my huis, en dis 'n woord wat ek vanaand vir jou gee van hoop, en 'n woord waarin jy kan vashou vir die res van die jaar wat voor lê. Ek glo dat die Here sy kerk wil seën met die bonatuurlike. Ek glo dat die Here jou huis wil besoek met bonatuurlike blessing. Ek glo dit. As jy hierdie woord kan vat, sal dit vir jou so wees. Luister, ek glo dat die Here jou kinders wil besoek bonatuurlik en hulle almal wil red. Al jou familie moet tot bekering kom in 2016. Ek glo dat dit vir die kerk 'n bonatuurlike jaar gaan wees. Ek wil terselfdertyd sê, elke dag behoort vir ons bonatuurlik te wees. Want God is binne in ons. Ek wil dadelik sê, elke jaar behoort vir ons bonatuurlik te wees, maar hierdie is 'n spesifieke profetiese woord, 'n belofte, 'n woord waaraan ons kan vashou, 'n woord waaraan ons kan bid vir 2016. En daarom wil ek hierdie skrif met jou deel, en ek wil dit vir al ons mense gee, en ek wil sê, maak dit nou jou eie. Ek lees weer. Mag ons mense, luister, goed beleef in 2016, op 'n bonatuurlike wyse, wat die oog nie gesien, ek hoop ek gaan 'n paar ouens opgewonde nou maak, wat die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Al wat ek jou vra vanaand, maak ook jou hart, maak ook jou denke, en luister hoe die Here deur my praat. Moet nie vasgevang wees in 'n sekere mold van denke, omdat jy dalk gedink het, daai skrif is net op toepassing van die hemel. Ek herhaal, ons almal sien uit na die hemel. In hierdie gemeente glo ons in die hemel. Ons glo in die wederkoms van Jesus. En ons sien uit na die hemel. Maar ek hoor die Here sê, ek wil die hemel laat manifesteer op die aarde, in ons mense se lewens. Die Here wil jou bonatuurlik seën. Goed wat jy nog nie gesien het nie. Goed wat jy nog nie gehoor het nie. Goed wat in jou hart nog nie opgekom het. He wants to bless you. So sê die Here deur Henry Wilson vanaand, ek wil jou seën en ek wil jou bonatuurlik ontmoet. Goed
beleef en dit lyk nie so rooskleurig daar buite nie. Wil ek hê jy moet vashou aan hierdie woord wat 'n woord van hoop ook is. Hoekom nie saam met my die Here glo en die Here vertrou en die Here vra vir bonatuurlike blessings, vir bonatuurlike dinge, goed wat ons nog nooit beleef het nie. Hoekom nie sê, Here, ons vertrou U vir hierdie nuwe jaar, vir groter dinge as hierdie jaar wat verby is. In jou eie lewe, jou eie geestelike lewe, jou eie huwelik, luister hoe mooi, jou eie kinders se lewens, jou eie finansies, jou eie bediening, jou eie besigheid, goed wat jy nog nooit gesien of gehoor het nie. Dink jy die Here wil jou seën? Ek glo dit. Ek glo dat ons 'n bonatuurlike tydperk ingaan. Die Here het vir my gesê, wat Henry Wilson is, ek vat jou in 'n bonatuurlike seisoen in van kreatiewe wonders en tekens en genesings en dinge wat jy nog nooit gesien of gehoor of beleef het nie. Vanaand maak ek dit los vir al ons mense, gryp dit, vat dit, maak dit jou eie, laat dit vir jou en jou familie ook so wees in Jesus naam. Mag jy voordat 2016 oor 'n jaar sulke tyd sê, die Here het so waar vir my deurgekom en dit was 'n bonatuurlike jaar soos wat ek nog nooit beleef het. Hy gaan aan en hy sê, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. En ek wil dit graag met jou deel dat jy perspektief kan kry. Hoekom? Almal is nie noodwendig opgewonde oor dit waaroor ek nou so opgewonde is. Want ongelukkig is daar baie mense, hy noem hulle natuurlike mense, hulle is nie geestelik nie. Hy sê, hulle aanvaar, hulle vat nie die dinge van die Heilige Gees nie. Daai natuurlike mense, ongelukkig kry ons hulle oral, hulle is die ouens wat krities is oor die werking van die Heilige Gees. Hulle is die ouens wat nie oop is vir die bonatuurlike nie, en ek voel ek moet dit bedien, dat jy mooi kan verstaan hoe werk dit. Ongelukkig is daar diegene wat nie opgewonde is oor die Here en dit wat hy nou doen en sê nie. Maar ek wil baie duidelik stel, Pretoria Noord Aanbiddingsentrum, ons is oop vir dit wat die Heilige Gees sê en doen. En ons sê, Here, ons gaan saam met U in 2016 en Here, doen met ons net soos wat U wil. Ons is oop vir die bonatuurlike. Here, want U is 'n bonatuurlike God. Hy sê die natuurlike ou verstaan nie die geestelike. En weet jy wat doen mense wat die geestelike dinge nie verstaan nie? Hulle kritiseer. Weet jy wat doen mense wat 'n man van God nie verstaan nie? Hulle gee vir hom name. Hulle het dit met Jesus ook gedoen. Hulle het met die apostels gedoen. Dis nie anders vandag nie. Maar ek wil my mense mooi help en ek wil vir jou sê, kry vanaand 'n begeerte saam met my om by die natuurlike verby te beweeg. Hoor jy hoe mooi is dit, maar om na die bonatuurlike toe te beweeg. Moenie net bly by die natuurlike nie, beweeg verder, gaan aan na die bonatuurlike. Kom nou, daar's soveel dinge wat die Here vir ons mense instoor het, wat ons nog nie gesien of gehoor of aan gedink het nie. Moenie stil staan by die natuurlike en sê, dis waar ek gewoond is, dis wat ek ken, dis hoe ek groot geword het. Nee, dis tradisie. Vanaand wil ek ons mense help en ek wil jou verder vat saam met my en sê, wees oop vir die nuwe seisoen, wees oop vir die woord van die Here, wees oop vir nuwe dinge in jou eie lewe. Gemeente, wees oop vir die bonatuurlike beweging van die Heilige Gees. Ek glo dat die Here hierdie kerk gaan besoek in die nuwe jaar, soos nog nooit van tevore nie, en mag ons dinge beleef en sien wat buitengewoon is. Ek gee vir die konteks van hierdie geleesde gedeelte. Hierdie apostel was 'n man van die bonatuurlike. En hy sê vir die kerk, hey, ek kom nie net om vir julle 'n mooi preekie te gee nie. Ek kom om hierdie woord en krag van God te demonstreer. En wat die wêreld baie dringend nodig het,
sodat mense by Jesus kan uitkom, is 'n demonstrasie van die krag van God. Kan ek al my mense opwek vanaand? Kan ek jou toerus? Kan ek jou mooi vra om jou ook te verneder saam met my vanaand en sê, Here, kom en doen in my en deur my. Kom en doen in al ons mense 'n werk soos wat ons nog nooit gesien het nie. Mag in 2016 dooies opgewek word. Mag die Here jou gebruik, kom nou, om siekes gesond te maak. Mag die Here ons mense gebruik om duiwels uit te dryf. Mag die Here ons mense gebruik om te sê, so sê die Here. Mag die Here ons mense wat nou vanaand dalk nog natuurlike sikabondalabataya vat na die bonatuurlike. Mag die Here jou vat van die natuurlike na die bonatuurlike. Mag die Here jou vat van die gemiddelde na die bogemiddelde. Vertrouw my, wees lief vir my. Talle mense in gemeentes is net by die natuurlike. En hulle praat en hulle kritiseer, omdat 'n man verder gegaan het na die bonatuurlike. Luister mooi, gaan lees jou Bybel. Omdat iemand besluit het, Here, ek gaan nie by die gemiddelde bly nie, ek gaan saam met U beweeg na die bogemiddelde toe. Ek vertrou U vir groot dinge. Ek vertrou U vir nuwe dinge. Ek vertrou U vir die bonatuurlike op alle gebiede. Die Here sê vir my, 2016 is 'n bonatuurlike jaar vir die kerk. Ruk gelede, ek noem dit net vir die wat nie daarvan weet nie, het ek by 'n konferensie opgetree en ek het oor die bonatuurlike kerk bedien. En bonatuurlike teken het verskyn. 'n Hart, ek het 'n hart gesweet op my, bonatuurlik. En twee goede wat die Here gepraat het is 'n man na God se hart. En ek sê nie dit om indruk te maak nie, ek sê dit om te stel wat ek nou bedien. Tweedens, dit wat hy bedien is op God se hart. So sê die Here vanaand vir die kerk, die ware kerk, die seisoen van die bonatuurlike is op julle. Kerk, mense gaan toegerus word rondom die bonatuurlike soos nog nooit nie. Jy sal dit sien op geestelike kanale. Jy sal boeke lees, jy sal hoor van soveel goede. Mense gaan toegerus word oor die bonatuurlike. Wie? Die doodgewone lidmaat. Hoekom? Want dit is op die agenda van die Here. Wat? Dat siele gered sal word. Maar daar moet 'n kragdemonstrasie wees. Daar's party ouens, hy gaan nooit in die kerk kom nie. Die kerk gaan moet uitbeweeg. Hoe? Met krag. Siele gaan gewen moet word. En jy as 'n lidmaat, 'n doodgewone ou, moet op 'n plek kom vanaand waar jy mooi hoor dat die Here die bonatuurlike deur jou wil manifesteer. Die bonatuurlike is niks snaaks nie. Ons dien 'n bonatuurlike God. En as ek aan Jesus dink, dan dink ek aan 'n bonatuurlike bediening. Siekes word gesond en duiwels word uitgedryf en dooies word opgewek. Dis Jesus. Sê jy vir my, jy hou van Jesus, maar jy hou nie van die bonatuurlike. Is dit nie snaaks so daar 'n aanval is teen die bonatuurlike werkinge van die Heilige Gees soos nog nooit nie? En daarom het ek begin om vir jou te verduidelik dat Jesus weer gebreek moet word. En dat hy opgelig moet word. Want dan gaan die Heilige Gees kom en hy gaan manifesteer soos nog nooit van tevore. Hy gaan aan en hy sê, ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Met rede gee ek hierdie punt vir jou deur. Ek en jy het die Heilige Gees ontvang. Moenie bang wees vir nuwe dinge nie. Daar was 'n woord van wysheid vir mense. Moenie bang wees vir die bonatuurlike nie. Want ons party ouens, hy kies om natuurlik te bly. Hoor hierdie woord. Hy kies om gemiddeld te bly, want hy wil net nie gekritiseer word.
Want die manne wat in bonatuurlike inbeweeg, luister mooi, manne wat in God se krag vloei, word altyd gekritiseer. Hoekom? Want Satan haat dit. As jy net 'n paar mooi goedjies kan sê, dan is ek happy met jou. Hier kom hierdie magtige apostel wat in krag gevloei het, en hy sê, ek gaan nie net kom in oorredende woordjies met julle praat nie, ek gaan kom in die demonstrasie van gees en krag. Hoekom? Want is al manier hoe mense uiteindelik by Jesus gaan uitkom. Mag daar 'n skudding plaasvind in jou familie in 2016. Mag jou werk geskit word met die krag van die Heilige Gees. Mag jou bure kom nou geskit word met die krag van die Heilige Gees. Mag Pretoria Noord, prys die Here, 'n Heilige Gees skudding ervaar. Mag Suid-Afrika geskit word met die krag van die Heilige Gees. 2016, 'n jaar van die bonatuurlik. Ek en jy, die Heilige Gees, hy gaan ons leer rondom die bonatuurlik. Jy hoef nie te vrees nie. Hy gaan jou lei. Dis hy wat jou gaan leer hoe om 'n instrument in sy hand te wees. Hy wil jou so graag leer hoe om in die krag van God te vloei. En in hierdie gemeente, kan ek dit in liefde sê, is daar regtig nie meer 'n verskoning vir enige lidmaat. Want in hierdie kerk word die kerk en gemeente intens toegerus om 'n instrument te wees in God se hand. Mag 2016 'n bonatuurlike jaar vir jou wees, ook wanneer dit kom dat die Here sy bonatuurlike deur jou wil laat manifesteer. Prys die Here. Hy wil jou gebruik. Kan jy amen sê? So die Heilige Gees is in ons en hy gaan ons leer, hy gaan ons lei. Jy hoef nie bang te wees nie. Hoekom sê ek dit? Want baie mense is skepties as ons praat oor die bonatuurlik. Baie mense is skepties wanneer daar gepraat word oor wonders en tekens. Terwyl dit die Here se taal is, terwyl dit God se woord is. Ek wil vanaand profeteer en sê, ons gaan buitengewone krag beleef en sien. Ons gaan buitengewone wonders en tekens beleef in hierdie bediening, maar nie net in hierdie huis nie. Oral waar ons mense uitgestuur word, wil ek losmaak en verklaar dat buitengewone wonderwerke deur ons mense sal begin plaasvind. Jy moet dit net jou eie maak. En hy sluit af en hy sê, we have the mind of Christ. Maar ons het die sin van Christus. En hoekom is dit so noemenswaardig? Weet jy hoekom? Want as ons praat oor die bonatuurlike, dit is die gedagte van Jesus. Hy dink daaraan. Hy praat daaroor. Luister mooi, dit is sy hart vir sy kerk. Dat die kerk van die Here sal toelaat dat die Heilige Gees werk soos wat hy wil. Ek glo dat ons in hierdie bonatuurlike seisoen ingaan waar dit sal wees soos in die dae van Handelinge. Wonders en tekens aan die orde van die dag. En dat die Here die nobody gaan oprig. Sê vir jou langs aan jou, die Here vat jou as 'n nobody. Kom profeteer. And he makes you a somebody. Come on, prophesy. Hierdie is die tyd waar die nobody opgewek gaan word. En wanneer die krag van God deur jou gaan manifesteer, glo my nou, al ken iemand nie jou naam nie, hy gaan sommer stil staan. Want God se krag en heerlikheid deur jou gaan die verskil maak. Amen. Die Here wil sy kerk opwek in die bonatuurlike, op alle gebiede, sodat 'n sieleoes kan inkom. Nie net 'n paar big shots nie. Elke lidmaat moet toegerus word. Dis wat die Here wil hê vir sy kerk in die bonatuurlik. Elkeen word uitgestuur in hierdie gemeente om 'n goddelike verskil te maak. Ons visie is juis om lig te wees. Ons sien onsself as gemeente as 'n lighuis. Kan ek vir jou vra, as jy bereid om saam met my hierdie pad van die bonatuurlike te stap?
kan ek vir die gemeente vra, is jy bereid om die prys te betaal saam met my vir die bonatuurlike? Laat hy wat 'n oor het hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente sê. Is jy bereid om die prys te betaal, sodat die Here jou kan gebruik en kan vat in nuwe vlakke van die bonatuurlike? Sê vir my, is jy bereid om gekritiseer te word en sleg gesê te word? Want van julle verstaan dit glad nie. Is jy bereid om name genoem te word, omdat jy oop is vir die Heilige Gees, vir sy stem, vir sy gawes en vir sy werking? Ek glo dat die bonatuurlike kerk nou opstaan, en ons is deel daarvan. Prys die Here. Jesus kom terug, luister vir my, vir 'n bruid wat gereed is vir my. Wat vol is van die Heilige Gees. Volgens die Joodse kalender, jy wat neerskryf, is ons in die jaar 5776. Die klem val op die 6, die laaste getal. 6 in die Bybel is die getal van die mens en sy werke. Waarvoor staan 6? Dis die getal vir die mens en sy werke. Goed, nou wil ek gou vir jou wys. Johannes 14 vers 12 sê die volgende. Jesus sê, voorwaar, lees dit saam met my, ek sê vir julle, wie in my glo, die wat? Lees dit hard, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Hier is 'n tyd vir bonatuurlike werke. Luister mooi, dis die seisoen 2016, gaan ons sien hoe die Here mense positioneer. Ek hoor hoe die Here met my praat vandag en hy sê, ek gaan in 2016 mense positioneer, ek gaan hulle in die regte posisies plaas, sodat ek hulle kan gebruik. Jy sal sien in 2016 en ook in ons eie gemeente, hoe daar baie nuwe aanstellings gaan kom. Die Here stel aan en die Here stel af. Baie posisionering in 2016, jy kan neerskryf. Baie nuwe aanstellings, nuwe bevorderings, skuwe wat plaas. En ek bid vandag en ek sê, Here, wek op mense soos 'n Daniël. Ons het Daniëls nodig in die regering. Nou verstaan jy wat bedoel ek by posisionering. Ons het nodig dat geesvervulde tieners in die skole sal wees. Kom nou, ons het nodig dat geesvervulde studente in die universiteite sal wees. Ons het nodig dat geesvervulde broers en susters by werksplekke sal wees. Ons het geesvervulde dokters nodig, geesvervulde rekenmeesters, geesvervulde mechanics. Geesvervulde mense op alle gebiede. Klem val op 6 en 6 is die getal van die mens en sy werke. En die Here sê vir my om vir die kerk te sê, dit wat ek gedoen het, het ek nie vir die kerk gesê, het ek nie vir my manne gesê, dit wat ek doen, sal julle ook doen. Dis die tyd, dis die uur, hoor die woord van die Here, van die bonatuurlike, dis supernatural. Jy gaan getoets word, of jy een van die natuurlike is. Jy kan neerskryf wat ek sê, jou toets sal kom en dalk vinniger is wat jy dink. Wanneer iemand iets sê, 'n prediker iets doen, waarvan jy nie hou nie, of waarvan jy nie gewoond is nie. Pas op dat jy nie die werking van die Heilige Gees kritiseer. Let op dat die Here gebruik verskillende mense met verskillende style, verskillende persoonlikhede. Weet wat gebeur baie keer? Omdat jy dalk van 'n sekere styl of persoonlikheid nie hou nie, mis jy die boodskap. Hoor jy nie wat die Here deur daai ou wil sê? God gebruik ons almal. Sê vrou langs jou, ek is so bly ek is anders as jy. Kom sê dit vir jou. Dank die Here daarvoor. Ek glo hierdie bonatuurlike seisoen wil die Here ons lei. Dit wat hy gedoen het, gaan ons doen. Hy sê en groter. Hoekom? Want die Heilige Gees is nou hier. Hy woon in
'n mooi liedjie wat ons sing. These are the days of Elijah. Baie mooi. But these are the days of the Holy Spirit. These are the days of the Spirit of the living God. En hy werk die bonatuurlike. Dis hy wat die kerk lei om Jesus op te lig. Habakuk 1 vers 5 sê, hier's 'n grootte vir jou, maak dit jou eie, wees slim, vat hierdie woord, aanskou onder die nasies en merk op. Sê vir jou langs jy moet opmerk. Hy sê, en staan verstom. En hy herhaal dit, verstom, want ek gaan iets in julle daad doen, wat julle nie sal glo, as dit vertel word nie. 2016, vat Henry Wilson en sy gesin, hierdie gemeente, hierdie bediening, en ek hoop almal is saam met my. Vat ons dat dit vir ons 'n jaar van die bonatuurlike gaan wees. En ons gaan die Here herinner aan sy woord en ons sê, Here, mag al ons familie kom nou en vriende en almal met wie ons te doen het, verstom staan oor die groot dinge wat die Here in en deur ons lewens gaan doen. Mag hierdie 'n groot jaar wees vir almal wat die Here liefhet. Mag Suid-Afrika verstom staan oor dit wat die Here in hierdie land gaan doen. Kan jy sê amen? Mag jou eie familie verstom staan. Prys die Here. Ek dink aan Handelinge. En ek kyk net vandag weer Handelinge, het nie 'n amen op die einde. Het jy geweet dat al die boeke in die Nuwe Testament amen agteraan? Net Handelinge het nie. Dit sê vir my dat die Handelinge gaan nog aan. Met ander woorde, ons is almal deel nog van hierdie Handelinge. Let op, jy kan jou Bybel nou oopmaak, daar staan die Handelinge van die Heilige Apostels. Jy kan ook sê die Handelinge van die Heilige Gees. Maar my en jou storie word nog geskryf. Hoe bid ek dat hierdie vir jou so bonatuurlike jaar sal wees? Prys die Here dat jou hart en lewe heeltemal sal verander. Ek wil 'n paar goed profeteer oor jou, vat dit in Jesus naam, 6 goed wat die Here vir my gegee het. Skryf dit neer, 6 dinge. Nommer 1, bonatuurlike krag. Ek wil profeteer en verklaar dat die Here al ons mense van die jongste kind tot die oudste oom en tannie in hierdie bediening sal vul met bonatuurlike krag in 2016, sodat jy kan staande bly teen al die liste van die duiwel, teen al die versoekinge en sondes, teen al die storms en vinde wat voed, dat jy bonatuurlike krag sal ontvang en dat jy die Here sal dien tot die einde toe. Dat jy bonatuurlike krag sal ontvang. Kom nou, maak dit los vir jou, gryp dit, vat dit. Dat die Here jou sal gebruik op 'n unieke wyse soos nog nooit van tevore nie. Bonatuurlike krag. Ek wil bonatuurlike deurbrake losmaak oor almal wat nou onder die geklank van my stem is. En ek wil bid dat jou deurbraak sal kom in die nuwe jaar. Prys die Here. Ek wil bid dat voor 2016 verby is, dat jy sal sê, my deurbraak het gekom, prys die Here. Die Here het my huwelik gesond gemaak, jy wat huweliksprobleme het. Ek wil bid vir bonatuurlike deurbrake in jou finansies. Prys die Here, mag jy deurbreek van armoede na voorspoed in Jesus. Van siekte na gesondheid. Sê vir jou langs jou, die Here hou jou gesond, reg deur 2016, kom profeteer. Reg deur 2016. Prys die Here. Amen. Mag jy deurbreek in Jesus naam. Bonatuurlike deurbrake. Prys die Here. Glo julle die woord van die Here. Amen. Wat jy ook al nodig het, mag jou deurbraak kom in Jesus naam. Bonatuurlike guns. Ek profeteer bonatuurlike guns oor al ons mense wat die Here dien en die Here liefhet. Luister, guns is iets besonders. Wanneer 'n man guns het, dan val dinge net in plek. Ek wil bid dat God se guns op jou sal kom in 2016. Ek noem dit bonatuurlike guns.
skree dit uit, bonatuurlike guns. Hoeveel van julle soek het? Jy wil dit hê. Mag bonatuurlike guns op jou en jou huis kom in 2016, prys die Here. En jou vyande wat wag dat jy sal val, prys die Here. Hulle gaan op hulle knieë val en erkenning gee en sê die Here het jou weer gedra. God is 'n goeie God. Bonatuurlike guns. Ek wil dat jy guns sal kry by die Here en by mense, by jou baas en by jou familie en almal met wie jy te doen het, prys die Here. Almal sê bonatuurlik. Maak dit los oor almal wat vanaand hier is, jy wat dit wil hê. Bonatuurlike voorsiening. Lig op jou regterhand. Ek bid dat bonatuurlike voorsiening jou sal volg in 2016. Lees dat die Bybel sê, na die rykdom van sy genade. Ek wil bid dat al ons mense op 'n plek sal kom, waar daar geen gebrek sal wees nie, prys die Here. Nee, moenie nou soos die natuurlike dink nie, van julle wil klaar terug gaan natuurlike toe. Nee, ek bid dat die Here al ons mense sal vat, prys God, in 'n nuwe vlak in, van natuurlik na bo-natuurlik, van gemiddeld na bo-gemiddeld, prys die Here. Ek bid dat bo-natuurlike voorsiening jou huis sal volg in 2016, en dat jy en jou kinders en jou kleinkinders en jou agterkleinkinders nooit gebrek sal hê. Nooit. Amen. Almal sê nooit. Pas op. Daai gedagtes wat wil teruggaan na die natuurlike, want jy's gewoond daaraan. Dis hoekom ek vir jou hierdie goed mooi inleidend bedien het. I have the mind of Christ. I want to think as he thinks. Bo-natuurlik. Almal sê bo-natuurlik. Al ons mense bo-natuurlike voorsiening geniet. Al moet die Here kraaie na jou huis toe stuur. Ag, kom nou. Prys die Here. Hy kan doen net wat hy wil. Sê vir jou langs na jou, mag jy in 'n bo-natuurlike vlak inskop. Kom profeteer, mag jy in 'n bo-natuurlike vlak inskop. Dis juist die probleem, dat party ons is te natuurlik, dis hoekom hy nooit in die bo-natuurlike kan vloei nie. Want hy wil elke keer krities wees. Vra, hoekom nou dit en hoekom nou dat? As die Here met my praat, sê ek net yes. Prys die Here. Loof die Here. Hy kan doen net wat hy wil. En dan lyk die rand so bietjie swak op die stadium. Jy gaan my nie hoor aan mekaar praat daaroor nie. Wie waar praat ek? Oor die bo-natuurlike voorsiening van die Here. Prys die Here. Weet jy wat praat ek? Die Here maak Henry Wilson ryk. Wil jy hoor wat praat ek? Dis die goed wat ek praat. Bo-natuurlike guns, bo-natuurlike voorsiening. Ek sê die Here sal vir my en my huis voorsien. Ek glo dit. Ek profeteer dit. 2016 gaan vir my en my huis 'n bo-natuurlike jaar wees. En vir jou. As jy dit wil hê. As jy dit glo. Prys die naam van die Here. Kan ek nog so 'n rukkie aangaan, kan jy? Bo-natuurlike beskerming maak ek los oor almal. Wat sê die Bybel? Al val daar 1000 aan jou sy en 10,000 aan jou regterhand, na my toe sal dit nie aankom nie. Wat sê Psalm 91? Hy sê, ek sal die engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. En saam met hierdie bo-natuurlike woord maak ek dit los vir jou en jou huisgesin en jou kindertjies en jou kleinkinders. Bo-natuurlike voorsiening en bo-natuurlike beskerming vir jou reg deur 2016. Prys die Here. Ons sal nie vrees nie. Ons gaan nie die dood vrees nie. Ons gaan nie die ekonomie vrees nie. Nee, ons gaan lewe. Klink dit te radikaal vir jou? Pas op na wie se stem jy luister. Pas op dat jy nie te veel na die media se stem luister. Hoor die woord van die Here, bo-natuurlike beskerming. Is jy bly dat die Here jou beskerm het deur 2015?
Kyk gou so 'n bietjie langs jou, voor jou agter. Draai so 'n bietjie jou nek. Die Here het ons almal beskerm. Weet jy hoeveel mense is dood in 2015? Nee, ek weet ook nie, maar baie. En ons is nog hier. Dis genade. Ons dien 'n bonatuurlike Godkerk. En ons is die bonatuurlike kerk. Ons is deel van dit wat hy nou doen. Hy is opgewonde oor hierdie woord. Ek sluit af. Die Here sê vir my, maak die bonatuurlike vrede los oor almal. Al sê die media wat, al sê die regering wat, al praat hulle oor Suid-Afrika en ons ekonomie, hoe sleg. Weet jy wat, ek het 'n vrede wat die Heilige Gees binne in my gewerk het. Die Bybel sê hierdie vrede gaan alle verstand te bowe, prys die Here. Dit is so groot dat ek dit eintlik nie kan begryp nie. Dit gaan my verstand te bowe. Nou weet jy wat, hy's in beheer van my lewe. En hy's in beheer van sy kerk en sy kinders se lewens. En ek wil hierdie bonatuurlike vrede, nie die vrede soos die wêreld ken. Bonatuurlike vrede oor almal losmaak, ontvang dit in Jesus naam. Mag jy vrede hê in jou gemoed nou, ontvang dit. Mag jy vrede hê in jou huis, prys die Here. Mag jy weet dat ons God 'n goeie God is en dat hy in beheer is. En ek wil sê Suid-Afrika, die beste lê voor. Ons sal nie vrees nie. Die Here het ons tot hier toe gebring. Hy sal ons verder vat. Amen. Vrede vir jou. Miskien is jy in 'n storm of in 'n krisis, miskien gaan dit nie goed nie, ek het goeie nuus vir jou, hierdie vrede, niemand kan dit vir jou wegvat nie. Ontvang dit in Jesus naam. 2016, 'n jaar van die bonatuurlike. Maak gereed vir die bonatuurlike in jou eie lewe, jou eie geestelike. Maak gereed vir bonatuurlike blessing en guns wat na jou kant toe gaan kom. Maak gereed vir die bonatuurlike. Luister mooi wat die Here deur jou wil laat manifesteer. Okay? Jy kan nie net sê ek wil net ontvang nie. Jy moet ontvang en jy moet gee. Prys die naam van die Here. Weet jy, dit bring 'n glimlag op Jesus se gesig vanaand hierdie woord. Wanneer sy mense oop is vir die werking van die Heilige Gees. Wanneer sy mense oop is vir die bonatuurlike krag van God. Luister, wanneer ons 'n passie sal kry waarvoor hy 'n passie het in die siele. Om te sien hoe die siekes gesond word, om te sien hoe mense vrykom, om te sien hoe mense gedoop word met die Heilige Gees. Om te sien hoe hy sy kerk optel, sy kerk bou. Geliefdes, mag die Here jou in jou huis bonatuurlik seën. Here, baie dankie vir u woord. Ons ontvang dit, ons maak dit ons eie. Ons is deel van hierdie bonatuurlike Heilige Gees beweging. Ons sê dankie vir bonatuurlike seën uit die hand uit, guns, genade, vrede, voorsiening en beskerming. Dankie vir die bonatuurlike krag en bonatuurlike deurbrake. Ons roep dit, ons profeteer dit, ons verklaar dit, ons maak dit ons eie. Ons wil vanaand in geloof uitvaag en sê, Here, haal ons uit die natuurlike en sit ons in die bonatuurlike. Here, vat al ons mense uit die gemiddelde en sit hulle in die bo-gemiddelde. Omdat die bonatuurlike Gees van God in ons woon. Ons maak ons harte oop vir wat u doen en vir wat u sê. Here, mag ons mense uitstyg. Ek bid dat daar posisionering sal plaasvind, strategiese posisionering, dat die Here mense sal sit op plekke waar hulle wil hê, dat hulle kragtig kan gebruik, sodat ons mense kan beïnvloed en kan wen vir Jesus. Dankie daarvoor, Here. Ons ontvang u woord in geloof in Jesus naam.
Dankie Vader. Almal wat my help met die nagmaal staan dadelik op.